Ek vertrou my geliefdes dat hierdie woord vir ons elkeen besondere verdieping van ons geestelike verhouding met die Here sal beteken. Ek preek vanmôre oor daardie besondere waarheid, die voorbidding van Christus. En ek wil vir u sê dat die voorbidding van Christus is uitgesonder. Dit is bedoel uitsluitlik vir die gelowiges. En mag die Here vanmôre elke kind van hom versterk deur hierdie woord. Ek het twee baie kort lesings. Die eerste vind ons in Lukas 22, vers 31 tot 34. 31 tot 34. Petrus sal Jesus verloon. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. En dan Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dat God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Hy sal ons dan al hierdie dinge saam met hom skenk. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hom vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. My geliefdes, hierdie preek is in besonder bedoel vir Christene. Nou, watter soort mens is 'n Christen? Dit is 'n mens wat tot oortuiging gekom het, tot die waarheid oor homself. En hy het as gevolg van sy sondige natuur 'n radikale verandering ondergaan om gered te word. En so het hy die ewige lewe ontvang. Met ander woorde, die ou dinge, die ou manier van lewe is verby. Die nuwe het gekom. En die woorde dui op die radikale verandering wat plaasgevind het. Gevolglik is die hele instelling van die nuwe mens om God in alles te verheerlik.
Nou is die groot vraag, my geliefdes, is dit waar van jou? En dan word jy geroep in die woorde van die Here Jesus tot geloof in hom. Wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 6 vers 47. Nou dit is baie maklik om te sê ek glo, sonder die ware betekenis van wat hierdie woord glo beteken. Die woord glo is 'n werkwoord en dit beteken oorgawe. In ander woorde, dis oorgawe, as soos Jakobus 2:14 sê, wat help dit, broers, as iemand beweer hy glo en sy lewe bevestig dit nie. Die daad van geloof is oorgawe aan die Here Jesus Christus. Die Christen is 'n mens wat in 'n vyandige wêreld lewe, waarvan Satan die hoof is. En nou kom die apostel Paulus en hy sê vir ons in Efesiërs, soek julle krag in die Here, in sy groot mag, trek die volle wapenrusting van God aan. Gelukkig is julle, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte van hierdie wêreld, teen die magte van die duisternis van hierdie eeu. Ons lewe as gelowiges is teen bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy staande kan bly. Met ander woorde, Satan is nooit onaktief nie. Hy konsentreer veral op die gelowige om die lewe vir hulle moeilik te maak. Die Here Jesus Christus verwys hierna in Lukas 22:31 en 32, waar hy met sy disippels praat. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Nou my geliefdes, wat beteken hierdie woorde, soos koring te sif? Die doel by die sifting van koring is om die kaf van die koring te verwyder. Die teks sê, die Satan het daarop aangedring. Hy het versoek om te bewys dat die disippels niks beter as kaf is nie. Hy het dieselfde probeer met Job.
Job wat getrou was. En hy sê dat Job was getrou omdat dit gehandel het oor die materiële dinge. Nou Job was 'n baie ryk man gewees. En Satan sê, omdat God hom geseën het materieel gesproke, dit is waarom hy getrou was. Maar lees Job. En dan sal ons sien, daar was 'n sifting in sy lewe. Die woorde van Jesus aan Simon, omdat hy onbewus was van daardie vreeslike weerspreking in hom, om Christus te verloon. Hy het dit toegelaat. En hy ontken, en hy sê aan Jesus, dat hy sal hom nooit verloon nie. Hy sê vir Jesus, dit sal nooit met my gebeur nie. Hy gaan verder. Al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. My broer, my suster, die siftingproses in die lewe van Petrus was verskriklik geweest. Om die kaf van verloning uit hom te kry. Die siftingsles in die lewe van Petrus om die kaf van verloning te verwyder, kan nie in woorde omgesit word nie. Toe hy die derde keer deur 'n vrou uitgedaag was, dat hy een van die disippels van Jesus was, toe begin Petrus te vloek. Hy begin sweer, en hy sê, ek ken die man nie. Maar my broer, my suster, die woorde moet eintlik lees, ek ken die mens glad nie. Of om anders te stel, ek ken die arme mens nie. Die woorde in die oorspronklik beteken, ek ken die arme skepsel nie. Dit is wat Petrus oor Jesus gesê het, toe hy hom verloon het. En tydens daardie woorde, het die haan begin kraai. Kyk na die kaf in Petrus se lewe. Dis ondenkbaar. Die finale sifting, toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan, en hy het bitterlik gehuil. My geliefdes, die siftingsproses verwys na die verwydering van die kaf van die koring af. En daarna het hulle in een hand die koring gehou, en met 'n sekel die ander.
in bondels of gerwe gebind. En dit was op donkies gelaai. En dit was na die dorsvloer, die trapvloer geneem. Hulle het ook waans gebruik om oor die gerwe te ry en die kaf van die gerwe te verwyder. Ja, hulle het selfs diere gebruik om die kaf te verwyder van die koring. So waarna die Here Jesus verwys, is harde werklikheid, waarin Satan gebruik sal word om die kaf in ons te verwyder. Maar luister na Jesus. Ten spyte van alles waarvan hy geweet het, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Luister nou weer. Maar ek het vir jou gebid, jou geloof jou nie begewe nie. En ek gaan ons bepaal by hierdie woorde van Jesus, wat handel oor sy voorbidding vir sy kinders. In die woorde van Paulus, Romeine 8:34, hy pleit vir ons, who makes intercession for us. Die apostel Paulus wys dat hy was 'n ware herder, wat geestelike leiding aan gelowiges gegee het. In vers 29 en 30 beklemtoon hy die veiligheid van die posisie van die Christen. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit spreek van die onaantastbaarheid van die Christen se verlossing. Wat is nou die gevolgtrekking oor hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Meer nog, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Kom ek stel vir u so. 'n Christen is nooit alleen nie. Ek wil dit weer sê. Die Christen is nooit alleen nie. Hy kan nie wees nie. Hy pleit vir ons, want die prys wat hy betaal het vir ons, is onberekenbaar.
En hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Kom ek stel dit vir u so. Hy bid nie in die algemeen nie. Hy gaan van sitplek tot sitplek. En hy bid vir jou persoonlik. Ek ken julle name nie, maar hy ken jou naam. En hy noem jou naam werklik voor die Vader. Ja, die apostel Paulus was nie alleen 'n goeie herder nie, maar hy was ook 'n kenner van hoe mense mag dink ten spyte van die veiligheid van hulle posisie. Nou hoe sal sommige dink? Ek het die ondervinding gehad van 'n lid van 'n vorige gemeente wat ek bedien het, wat geglo het, as hy nou sonde doen, en sy sterwe, dan sy verlore. En dis die soort persoon wat die apostel Paulus in gedagte gehad het. Met ander woorde, dis die Christen wat dink oor sy lewe en 'n verkeerde vertolking gee van hulle veiligheid in Christus. Met ander woorde, daar is Christene wat glo, as ek nou sonde doen en ek sterwe, dan is ek verlore. Daar's nie so ding nie. Die apostel Paulus leer die absolute veiligheid van die gelowige. Daai gelowige wat sê, wat as ek nou sonde doen en ek sterwe? Maak dit nie 'n verskil nie. Is alles nie ongedaan gemaak nie? Of soos die lidmaat vir my gesê het, as ek nou sonde doen en ek sterwe, dan is ek verlore. Die apostel Paulus gee aandag aan hierdie beswaar deur te sê, hy pleit vir ons. Nou wat beteken hierdie woorde? Om ons te help, my geliefdes, die brief van die Hebreërs, hoofstuk 7, vers 25 en tot 28, lees ons, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Ek gaan dit vir julle so stel. As ek vir julle vanmôre sê, ek bid vir julle, dan is daar 'n groot verskil tussen hoe Jesus bid. Hoekom? Hy ken ons. Hy ken ons deur en deur. Hy ken nie net ons name, maar hy weet alles van ons. En hy bid vir ons volgens ons behoefte. En 'n pragtige voorbeeld hiervan vind ons in Hebreërs 7:25 tot 28. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan,
eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester, een wat heilig, skuldloos, sonder smet was, een wat nie soos die hoëpriesters van die Ou Testament elke dag 'n offer moes neem vir sy sonde nie. En as daai hoëpriester te sterwe kom, dan neem 'n ander een sy plek in en hy gaan voort met daai soort diens. Maar die Here Jesus is nie so nie. Sy offer is deurentyd voor die Vader. En wanneer hy vir sy kinders bid, dan bid hy op grond van wat hy vir daardie kind van hom gedoen het. Die hoofonderwerp in genoemde tekste handel oor die voortreffelikheid van die groot hoëpriester van ons Christelike geloof. Hy vergelyk die seremoniële, die diens by die tabernakel en die tempel. En daardie diens was tydelik van aard. Daardie diens kon nie werklik waar die finale antwoorde gee nie. Maar nie so met die Here Jesus. Jesus se priesterskap is 'n ewige priesterskap. Die hoëpriester van die Ou Testament het deurentyd die volk op sy hart gedra en offers vir hulle geneem en vir hulle gebid. Maar die hoëpriester van 'n nuwe verbond is deurentyd voor die Vader. En ek wil vir u sê, my broer, my suster, hy bid nie in die algemeen nie. Hy bid vir jou persoonlik. Ek staan hier, die meeste se name ken ek nie, maar die Here Jesus, hy weet wie jy is. Hy ken jou deur en deur. Hy ken jou behoeftes en hy bid vir jou volgens wat jy nodig het. Hoekom? Hy is nie 'n hoëpriester soos die Ou Testamentiese hoëpriesters nie. Daardie hoëpriester kom aan die einde van sy diens, dan sterwe hy en 'n ander een met sy plek inneem. Maar die Here Jesus se hoëpriesterskap is 'n ewige priesterskap. Hierdie oomblik, terwyl ek hier staan en ek preek, ek ken die meeste se name nie, maar die Here Jesus ken jou. Hy ken jou naam, hy ken jou ouderdom, hy weet alles oor jou, hy ken jou behoeftes. Wat 'n wonderlike hoëpriester wat ewig bly, en hy dra ons persoonlik voor die Vader. Hy bid altyd vir ons, omdat hy altyd lewe om vir hulle by God in te tree. Dit beteken dat ons verlossing kan nie teleurstel nie. Dit kan nie eindig nie.
Dit kan nooit gebrekkig wees nie. As hier 'n broeder of suster nou sit, en daar is sonde in jou lewe, waarvan ek niks weet nie. Niemand ken mekaar hier nie. Maar die Here ken jou. Ek gaan dit so stel. Wat jy môre gaan doen, watter sonde ook al, hy weet nou al. Die voorbinde van die Here Jesus is onophoudelik. Dit wil sê, dit is volgens sy alwetendheid. Sy voorbidding dek ons hele lewe. Met ander woorde, teleurstellings, beproewings, sonde. Ek gaan dit so stel. Daar's dinge waarvan ons niks weet nie. Wat môre, oormôre, wat volgende jaar, en die jare wat kom gaan gebeur. Maar hy weet. Hy ken die detail. En hy bid vir elke kind van hom volgens sy en haar behoefte. Met ander woorde, teleurstelling, sonde, proewing, daai dinge waarvan ons glad niks weet nie. Kom ek sê dit so. Die sonde wat ons volgende jaar gaan doen, is klaar gedek. Want hy weet. Hy is die alwetende een. En hy weet presies wat ons in die dae wat kom gaan doen. Hy ken elke sonde. En my broeder, my suster, hy het klaar ingetree vir jou, oor dinge waarvan jy niks weet nie. Lees Lukas 22, 34. Die besonderhede oor Petrus se verloning. Die haan sal nie kraai nie voordat jy my 3 maal verloon het nie. Deur te sê dat jy my nie ken nie. Met ander woorde, ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. Wat 'n troostvolle woord. Wat 'n troostvolle waarheid. Dat ons Here ken sy gelowige mense. Hy ken ons teleurstellings. Hy weet van ons. En ons kan vanmôre die woorde van die psalmis op onsself toepas, toe hy gesê het, Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit, of ek opstaan, U weet dit, U
ken my gedagtes. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Die kenner van harte, hy ken die diepste geheime van elkeen hier vanoggend. En my hele lewe is gedek. Luister hier. Ook die sonde wat ons gaan doen, is gedek. My broeder, my suster, hy weet. Hy weet. Hy weet wat ek môre gaan doen. Maar ek wil vir u sê, die doel van die siftingsproses, en ek gaan 2 Ou Testament figure gaan ek vir u noem, waar hierdie proses verskriklik vuil was. Die eerste is Job. Die boek van Job is om die probleem van lyding van die gelowige te verklaar. En dit word gesien in die lig van God. Jy weet, Job was 'n besondere persoon gewees. Weet jy wat sê God oor hom? God sê, daar's niemand soos hy nie. Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Job 1 vers 8. Die Here sê, sy gelyke kry jy nie. 'n besondere CV oor Job. Maar Satan betwyfel dit. En Satan sê, o ja, Job was 'n vrome man, omdat hy so geseënd is. Job was 'n baie ryk man gewees. Maar meer as dit, God sê, daar's niemand soos hy nie. Die Satan sê, dis net omdat Job materieel so geseënd is. Toe sê God, goed, daar is hy. Kyk na Job. En hy ondervind lyding wat verskriklik was. Om sy soewereine te bewys. Dis 'n uitspraak van na verskriklike lyding. In die eerste hoofstuk van Job is daar 4 gebeurtenisse wat enige mens enige gelowige sou verpletter het.
Ek lees eenmaal van 'n man wat groot verliese gely het, maar dit kon nie vergelyk word met die lyding van Job nie. En daardie man, dit het in ons tyd gebeur, kon hierdie dinge nie hanteer nie. Hy het groot verliese gely, onvergelykbaar met die van Job. En wat doen daardie man? Hy soek 'n antwoord in selfdood. Hy kon dit nie meer vat nie. En hy slaan sy hand aan sy eie lewe. Maar nie so met Job nie. Wat sê Job? Hoofstuk 1 vers 21. Die Here het gegee. Die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Met ander woorde, Job aanbid God. Nie oor die voordele wat hy gehad het nie, maar omdat God soewerein is. Hy kom tot die belydenis dat sy lewe is in die hand van die Here, en die Here kan met sy lewe maak net wat hy wil. En die persoon na wie ek verwys het, het in ons tyd gebeur. Hy kon sy verliese nie hanteer nie. Jy kon sy verliese nie vergelyk met die van Job nie. En hy het sy hand aan sy eie lewe geslaan. Hy kon dit nie hanteer nie. Maar hierdie man, Job, hy aanbid God in sy lyding. Sy vriende kom en sê vir hom, ja, dis omdat jy sonde gedoen het, daarom het hierdie dinge oor jou gekom. Daarom hierdie rampe. En hulle maak 'n groot fout deur te sê, uit jou rampe is dit duidelik dat jy gesondig het. En daarmee kon Job nie saamstem nie. Maar dit dwing hom om na te dink oor God se optrede tot hom. Dit was 'n tradisionele opvatting in daai tyd. As jy groot verliese gely het, dis omdat jy sonde teen God gedoen het. Maar Job, ten spyte van sy verliese, het bly om God te aanbid. Sy vrou kom na hom toe en sê vir hom, Job, vervloek God en sterwe. En Job antwoord daar, al wat jy eenvoudig gestel, jy weet nie wat jy praat nie. En Job sê vir haar, die goeie het ons van God ontvang en ons was bly gewees. En nou dat hierdie dinge kom, nou is ons kwaad vir die Here. Hierdie man het getrou gebly ten spyte van sy lyding.
En tog, geliefdes, Job het begin nadink, omdat sy sogenaamde vriende twyfel oor hom gebring het. Die Engelse Bybel sê, all was well with me, but he shattered me. He seized me by the neck and crushed me. He made me his target. En hy voel dat God hom verlaat het. Vers 23 vers 8. En Job sê in sy eensaamheid, hy voel soos iemand wat die Here in die hele al soek, maar hy kry hom nie. Hy was heeltemal alleen gewees. Sy vrou wat hom ons bystaan, het hom teleurgestel. Sy kom by Job en sê vir hom, Job, vervloek God en sterwe. En hierdie man, ja, hy het vrae gehad. Maar hy sê, die goeie het ek van God ontvang, toe was ek bly gewees. Sal ek nie ook die kwaad aanvaar nie? En hy sê vir sy vrou, jy is as 'n vroumens wat sonder verstand oor hierdie dinge praat. Maar God vergeet nooit sy eie nie. Die Here weet dat Job is sy kind. En hierdie man kom uit die storm. En hy kon sy geskiedenis neerskrywe. Job is stil gebly. Miskien moet ek 'n meer moderne voorbeeld vir julle gee. Van 'n Engelsman wat verskriklike verliese gely het. Hy was 'n prokureur van beroep gewees. Hy het alles verloor. Alles. En toe dink hy na oor sy ewige lewe in Christus. En daardie prokureur skryf daai pragtige lied wat ons almal ken. Dit is wel met my siel. Alles verloor. 'n pragtige praktyk gehad, dis weg van hom. Maar een ding, sy verhouding met die Here was nie geraak nie, en hy skrywe, dit is wel met my siel. Maar daar's 'n ander Ou Testamentiese persoon wat ook hierdie sifting ondergaan het. En ek wil vir julle sê, geliefdes, dit was verskriklik geweest. Indien nie die verskriklikste in die Ou Testament nie.
Julle ken sy geskiedenis baie goed. Dit was 'n voorvader van die Here Jesus. Julle weet mos van wie ek praat. Dit was Dawid. Hy pleeg oorspel met Batseba. En Dawid het alles gedoen om sy sonde weg te steek. 2 Samuel 11. En nou sien hoe diep die sonde in sy lewe was. En hy probeer om die hele ding te dek, dat niemand sal weet nie. Maar hierdie geestelike reus, ek wil vir julle sê, my geliefdes, die mense van wie ons lees in die Bybel, was doodgewone mense soos ons. En Dawid, wat egbreek gepleeg het met Batseba, het vergeet dat God weet. God weet van alles. Daar's niks wat sy alsiende oog kan ontsnap nie. Daarom stuur God vir Nathan na Dawid toe, 2 Samuel 12:1. En hy probeer om sy sonde te dek deur die swaard van mense. En die swaard kom in sy eie huis, toe sy seun Absalom, sy broer, om die lewe bring. Sy oorspel was gestraf deurdat hy sy eie seun het sy vrouens gevat. Die straf op Dawid was besonder fel gewees. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie. Hy het in die geheim dinge gedoen. Maar die Here het dit gesien. Dawid en Batseba was skuldig aan egbreek. Ou Testament is gesproke, was daar net een straf vir egbreek. Dit was 'n doodstraf. Levitikus 20 vers 10. Iemand wat egbreek pleeg met 'n medeburger se vrou. Dit geld vir man en vrou. Julle vra, wat was die teregstelling? Kan julle jouself voorstel dat Dawid en Batseba moes voor die hele volk gebring word en die volk met klippe optel? En hulle begin hulle gooi tot hulle dood is. Dit was 'n teregstelling wat Dawid en Batseba moes ondervind. Maar die Here het anders besluit. Jy vra miskien maar, waarom was Dawid en Batseba nie gestenig nie? Platvloers gestel, waarom was hulle met klippe doodgegooi nie? Kan jy jouself voorstel? Hierdie twee mense, Dawid en Batseba, en die hele volk is daar, en die volk is gereed,
met klippe in hulle hande om hulle te stenig, om hulle dood te gooi met klippe, want dis die teregstelling vir die sonde wat hulle gedoen het. Julle vra miskien maar, hoekom was hulle nie doodgegooi nie? En hier sien ons 'n vervulling van daai pragtige woorde in Romeine 5:20. Die wet het bygekom om die oortreding nog meer te maak, en hoe meer die sonde gemaak word, hoe oorvloediger het die genade geword. Met ander woorde, as ons net sien dat Dawid en Batsheba moes doodgegooi word met klippe, dan verstaan ons nie die leer oor die evangelie nie. Dit het nie gebeur nie. Hoekom nie? Want God het hulle vergewe. Evangelie waarheid, daar ver in die Ou Testament. En Dawid, so die Here dan ook, sonde vergewe, sal nie sterf nie. 2 Samuel 12 vers 14. As 'n mens wil weet hoe groot die genade van God is, lees Psalm 51. Waar Dawid oor sy sonde praat. Sy skuld was verskriklik. En op hartroerende wyse praat hy van die genade van God in sy lewe. En Martin Luther sê dat Psalm 51 moet gereeld gelees word in die gemeentes, want dit handel oor God se genade oor 'n sondaar. Ek gaan nou vir u so stel. As God nie 'n God van genade was nie, dan was hierdie kerk leeg vanmôre. Want ons almal sou verlore wees. Wanneer ek in ons kamer in die hoek sit en ek doen voorbidding, en ek wil vir julle sê, daar's mense vir wie ek bid. En dan praat ek by die Here, dan sê ek by die Here, Here, wat hou hy voor my, dat hy my nie verhoor nie? Dan argumenteer ek by die Here en ek sê vir hom, die kruis, die bloed van die Here Jesus. Dit is die rede waarom ons vanmôre hierdie diens het. Die bloed spreek nog van beter dinge as al die bloed in die Ou Testament gestort. Eens en vir altyd. Dawid, Petrus, het verskriklike sifting belewe toe hulle gesondig het. En ek wil vir u sê, geliefdes, 'n kind van God kan nooit goedkoop sonde doen nie. Hoekom nie? Jy's 'n koningskind.
Jy's gekoop met bloed. En as ons nie ons sonde bely nie, dan sal die Here kom met roede om ons te laat verstaan aan wie ons behoort. Hierdie huidige regering het liggaamlike straf in die skole afgeskaf. Mag nie my kinders 'n pak slaag gee nie, wat natuurlik heeltemal teen die woord is, maar daai woord geld nie by God nie. My broer, my suster, as ons teen die Here sonde doen, hy sal ons straf daarvoor. Omdat ons sy kinders is. David, Job, Petrus, veral David, my geliefdes, lees maar hierdie geskiedenis van hierdie mense, en ons sien God se groot genade in hulle lewe. En ek wil vir julle sê, wanneer ek voorbidding doen, en ek noem name van mense, dan het ek een aanspraak voor God, sy seun aan die kruis. Hy het sy bloed gestort vir sondaars. Jy weet, vir my persoonlik, die treffendste bekering was van 'n man wat voor die poorte van die hel gestaan het. En hy het dit verdien. Julle het al baie van hom gelees. Dit was 'n dief aan die kruis. Here, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Daardie dief ontvang die genade van God en hy word verlos deur hom wat aan die kruis hang. En wanneer hierdie predikant vir ander bid, en ek noem hulle by die naam, dan is my aanspraak, Here, die kruis. Die kruis was vir sondaars gewees. En hier sit almal sondaars. En die rede waarom ons vanmôre hier is, omdat hy eens en vir altyd sy bloed vir ons gestort het. My geliefdes, nou kan ek verstaan waarom Christus vir ons intree. Kom ek sê dit so. Sê die Vader vra vir Christus sy seun, wat is jou rede dat jy vir hulle bid? Dan sê Christus, Golgotha, Golgotha, my bloed gestort vir sondaars. En hier sit hulle, en hier staan hy, gered deur die bloed van die Here Jesus. My broer, my suster, dis my preek vanmôre. Ek het baie weggelaat. Die voorbidding van die Here Jesus Christus.
Ek ken jy nie julle nie, ek ken net hier en daar ken ek name, maar elkeen sy naam word voor die Vader genoem, en sy argument is sy bloed aan die kruis. Mag die Here vir julle seën hierdie môre. Kom ons bid nou saam. Here onze God, ek het so pas vir die gemeente gesê, kom ons bid nou saam. En Here, U weet, het is op grond van U seun verdienste. Baie dankie dat U deur die woord vir ons leer, dat hy dra vir ons in gebed voor die Vader. En nou maak die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.